Hallo en welkom. Het jy al ooit stilgestaan en dink wat dit is wat ons moderne wêreld regtig laat tik? Ek praat van die superrekenaar in jou sak, die wêreldwye netwerk wat ons almal verbind. Dit alles begin met een amper ongelooflike element. Vandag gaan ons daai raaisel heeltemal oopbreek. Goed, kom ons spring sommer dadelik weg met 'n uitdaging. Stel jou voor jy moet 'n slimfoon bou, van die grond af op. En jy het net 'n paar basiese materiale om van te kies. Watter een sou jy gryp? Dit klink dalk na 'n eenvoudige vraag, maar glo my, die antwoord is die sleutel tot ons hede digitale era. En hier is ons kandidate. Ons het 'n blinkste koperpyp, 'n helder geel stuk swaal, doodgewone houtskool, 'n swaar loodsinker en in hierdie vreemde, blink amper speelagtige skyf, 'n silikonwafel. Elkeen het sy eie unieke eienskappe, maar net een van hulle kan die brein van 'n slimfoon word. Nou voor ons kampioen aanwys, moet ons eers verstaan hoekom die ander ouens gaan uitval. Want jy sien, in die wêreld van mikroelektronika is nie alle materiale gelyk geskape nie. Kom ons kyk gou hoekom. Hierdie skyfie wys dit eintlik perfek. Jy het twee uiterstes. Aan die een kant is koper, 'n geleier. Dink daaraan soos 'n supersnelweg sonder enige afritte of verkeersligte. Die elektrisiteit is net altyd aan, vol spoed. En aan die ander kant het ons swaal, 'n isolator. Dis 'n totale doodlipstraat, 'n baksteenmuur. Die elektrisiteit is altyd af. Vir 'n slimfoon help nog die een, nog die ander ons. Ons soek nie altyd nie. Ons soek beheer. En wat van daai ander twee? Wel, houtskool is net te deurmekaar en onstabiel. Dis vol onsuiverhede. As jy stroombane wil bou wat fyner as 'n menshaar is, het jy iets nodig wat absoluut suiwer en voorspelbaar is. En die loodsinker, dis maar net 'n swak keuse vir elektrisiteit en is glad nie prakties om mee te werk op so 'n piepklein skaal nie. Hulle is doeteenvoudig die verkeerde gereedskap vir hierdie ongelooflike presiese werk. Goed, so nou dat ons die ander kandidaat uit die pad gekry het, kom ons by ons held uit, silikon. En die gekste ding is, dis die tweede mees volopste element in die aarde se kors. Dit kom basies van sand af. As jy so na hom kyk, lyk dit nie juis indrukwekkend nie. Dis nie 'n wonderlike geleier nie en is ook nie 'n wonderlike isolator nie. En soos ons nou gaan sien, is dit presies dit wat silikon perfek maak. Die wetenskaplike term hiervoor is 'n metalloïd. Dit beteken dit leef in daai skemerwêreld, iewers tussen die metale en die nie-metale. Dit het so 'n bietjie van al twee se eienskappe, maar dit is nie regtig een van die twee nie. En dis juis hierdie unieke posisie. Dis die geheim van sy krag. En hier is die absolute kern van die saak. Silikon se oënskynlike swakheid is eintlik sy superkrag. Juis omdat dit nie een van die uiterstes is nie, kan dit gemanipuleer word. Dit gaan nie daaroor hoe goed dit elektrisiteit aan of afskakel nie. Dit gaan daaroor dat ons vir hom kan sê wanneer om wat te doen. Beheer, dis die magiese woord. So, hierdie idee van beheer bring ons by die konsep van 'n halfgeleier. Ons gaan nou kyk na die briljante truc wat ingenieurs gebruik het om silikon te verander van 'n redelik vervelige grys element in die engine van ons hele digitale revolusie. Ja, hierdie aanhaling slaan die spyker op die kop. Om 'n slimfoon te laat werk, het jy nie net elektrisiteit nodig nie. Jy het elektrisiteit nodig wat komplekse opdragte kan uitvoer. En dit vereis biljoene klein skakelaartjies wat blitsvinnig kan aan- en afskakel. Jy het nie 'n gewone ligskakelaar nodig nie. Jy het 'n dimmerskakelaar nodig met 'n biljoen verskillende instellings. En hoe kry ons daardie beheer? Wel, deur 'n proses wat dopering genoem word. Dink daaraan so. Ons begin met silikon wat ultrasuiwer is. Op sy eie is dit 'n swak geleier. Die hek is basies gesluit. Dan, baie doelbewus, voeg ons piepklein presiese hoeveelhede van ander elemente by. Deur hierdie sogenaamde onsuiverhede by te voeg, verander ons die silikon se elektriese gedrag presies waar ons wil. Dit is asof ons spesiale oop en toe paadjies in die materiaal self inbou. En dit gee ons die vermoë om daardie hek oop en toe te maak net soos ons wil. Goed, so nou het ons 'n materiaal wat ons kan beheer. Hoe gaan ons van daar na die brein van 'n toestel? Wel, die reis van daai blink silikonwafel na 'n werkende mikroskyfie is 'n absolute wonder van moderne ingenieurswese. Daai ronde wafel wat ons heel aan die begin gesien het, dink daaraan as 'n reuse vel papier. Deur 'n proses genaamd fotolithografie druk ingenieurs honderde identiese, ongelooflik ingewikkelde stroombaanpatrone op sy oppervlak. Elkeen van daardie klein vielkantjies wat jy daar sien, gaan uiteindelik 'n volledige mikroskopie word. En binne in elkeen van daardie klein vierkantjies, wel, hou vas, meer as 1 biljoen, dis reg,
1000 miljoen. Dis min of meer die aantal klein, beheerbare skakelaars. Hulle word transistors genoem, wat op een enkele moderne mikroskiefie ingeets kan word. 'n biljoen klein hekkies, wat ons op bevel kan oop en toemaak. Dis verstommend. Denk daaraan as 'n leer van 'n biljoen soldate. Elkeen het net 'n baie eenvoudige opdrag, aan of af, oop of toe. Maar deur hierdie biljoene skakelaars in perfekte harmonie saam te laat werk, kan 'n mikroskyfie ongelooflik komplekse berekeninge doen. Alles van 'n videostroom tot die neem van 'n foto. So kom ons draai die sirkel vol en gaan terug na ons oorspronklike vraag. Hoekom was silikon die enigste en die korrekte antwoord vir die bou van 'n slimfoon? Dis eintlik so eenvoudig soos dit. Die slim deel van enige slim toestel is nie die metaalomhulsel of die glasskerm nie. Dis die vermoë om inligting te verwerk. En daardie verwerking gebeur alles hier, op hierdie klein silikonskyfies. Hulle is die kragtige breine wat alles laat werk. Op die ou end kom dit hierop neer. Silikon was die wenner omdat dit uniek is. Dis nie 'n eenvoudige aan- of afmateriaal nie, dis 'n halfgeleier. Sy gedrag kan fyn ingestel word deur dotering en dit laat ons toe om biljoene mikroskopiese skakelaars te bou. En die feit dat dit volop en relatief goedkoop is, maak dit die perfekte engine vir ons hele digitale wêreld. Silikon het ons wêreld onherkenbaar verander en dit laat 'n mens wonder. Wat is volgende? Terwyl navorsers nou kyk na materiale soos grafeen en ander eksotiese goed, wat dink jy sal die volgende materiaal wees wat 'n revolusie gaan ontketen wat ons nog nie eens kan voorstel nie? Dis definitief iets om oor na te dink. Dankie dat julle ingeskakel het.